Ek weet nie of jy bekend is met die baie bekende skildery van die Smalweg en die Breëweg nie. Wanneer jy op 'n stadium in 'n predikant of in 'n pastoor se kantoor gekom het, dan was daar altyd eers in 'n hoekie teen die muur hierdie portret van die Smalweg en die Breëweg gewees. En ek het altyd as kind na hierdie twee paaie gekyk en iets het my nogal opgeval. Die mense wat op die Breëweg geloop het, het altyd vir my baie gelukkig en vrolik gelyk. Hulle het gelyk of hulle die lewe uitbundig geniet, maar die eindbestemming van die Breëweg het nie altyd vir my so rooskleurig gelyk nie. Aan die ander kant was die Smalweg. En die mense wat op die Smalweg was, het weer nie vir my so gelukkig gelyk soos die mense op die Breëweg nie, maar die eindbestemming van die mense op die Smalweg het weer vir my rooskleurig en mooi en fantasties gelyk. En heel onder op die portret waar hierdie twee paaie begin het, was daar hekke. Daar was natuurlik 'n breë hek wat na die Breëweg toe gelei het, na die breë pad toe gelei het, en daar was 'n smal hekkie wat na die smal pad of die Smalweg, die nouweg gelei het. En ons sien eintlik in hierdie portret dat dit 'n afbeelding is of 'n uitbeelding is van Matteus 7 vers 13 tot 14, een van die gedeeltes van die bergpredikasie wat Jesus aan ons gedeel het by wyse van Matteus se evangelie. Maar daar is hierdie digter wat my baie na in die hart lê, en sy naam is Wendell Berry. Hy's 'n Amerikaner, hy was 'n joernalis gewees en 'n akademikus, en op 'n stadium het hy besluit om die lewe in die stad te verruil vir die lewe op die platteland, in Kentucky se platteland. En Wendell Berry praat baie oor hierdie nou hekkie, wat ons in Matteus 7 van gelees het, die nou poort, soos wat Matteus 7 dit vir ons sê. Maar Wendell Berry het die gewoonte om elke liewe Sondag op sy plaas 'n bietjie te gaan stap, en 'n bietjie rustig en stil te gaan word in die veld op sy plaas. En dan skryf hy gewoonlik sy gewaarwordinge neer wat in sy hart kom leef, wanneer hy op hierdie Sondag, op hierdie Sabbatdag, net so 'n bietjie tyd vat om rustig en kalm en stil te word. En hy skryf dit in die vorm van 'n gedig, en hy noem hierdie gedigte sy Sabbatsgedigte, sy Sabbath poems. En in een van hierdie Sabbath poems van hom, wat hy al van die 70er jare afskryf tot vandag toe, skryf hy, die gedig se naam is How Long, skryf hy dat hy lief is daarvoor om na die woud toe te gaan. Want die woud is 'n plek vir hom van rus en vrede. Die woud is 'n plek vir hom waar hy na die bome kan kyk en na die voëls en na al die klanke van die natuur kan luister en kan weet dat die Here by hom teenwoordig is en dat hy kan stil word en rustig word, dat hy eintlik in die Here se tyd in kan beweeg, in hierdie Sabbatstyd in kan beweeg. Maar Wendell Berry sê heel aan die einde van hierdie gedig dat daar 'n nou hekkie is, 'n baie nou hekkie is, wat jy eers deur moet loop voordat jy in hierdie woud kan ingaan. En dan vra hy die vraag, maar hoekom is hierdie hekkie so nou? Hy sê die hekkie is nou, want jy kan nie met jouself en met al jou gereedskap, al die middele wat jy gebruik om jou daaglikse arbeid te verrig. Jy kan nie met dit alles saam met jou deur hierdie hekkie loop na die woud van rus en van vrede en van kalmte en van die Here se teenwoordigheid nie. Hy sê, jy moet eers al daardie gereedskap van jou, al daardie middele waarmee jy jou brood en botter verdien, al daardie middele wat die middele is van jou arbeid, dit moet jy eers buitekant die hekkie los, voordat jy deur hierdie hekkie kan beweeg na die rus en die stilte toe van die Here in die woud. Hy sê, ons kan ook nie met ons swaar belaste skouers deur hierdie hekkie stap nie. Ons moet eers dit wat ons swaar belas maak neerlê, voordat ons deur hierdie hekkie kan instap om die Here te gaan ontmoet, wat vir ons sê dat sy juk sag is en dat sy las lig is. En dit het my 'n bietjie laat wonder, hoe geneig is ek en jy nie om met ons swaar belaste skouers deur 'n baie nou hekkie van rus en vrede te wil loop nie. Ons weier baie keer om die gereedskap wat om ons belde vasgemaak is, die middele van ons arbeid, neer te lê. Of soos Wendell Berry sê, ons weier dikwels om die 6-dag wêreld wat ons geneig is om saam met ons te dra, neer te lê, voordat ons deur die nou hekkie kan loop na die rus en die vrede van die Here toe in die woud. En die vraag is hoekom? Dalk omdat dit 'n bietjie van 'n sekuriteit vir ons gee, dalk omdat ons dink ons verlossing lê in die feit dat ons kan hardwerk en kan produseer, dalk omdat ons dink ons net waarde het
as ons kan hard werk en kan produseer en die middele saam met ons dra wat ons nodig het vir ons arbeid, ons gereedskapsbelde die heeltyd aan ons lywe het, dan dink ons het alleenlik waarde. Maar Wendell Berry probeer eintlik in hierdie gedig vir ons sê, dat in die woud het ons hierdie dinge nie nodig nie, want ons waarde lê nie daar nie. Ons waarde lê op 'n ander plek. Ons waarde lê nie in onsself nie. Ons waarde lê nie in die gereedskap wat ons op ons heupe dra nie, want ons moet dit immers anderkant die klein hekkie los voordat ons by die hekkie kan inloop na die woud toe. Hy sê nee, ons waarde lê by die een wie se juk sag is en wie se las lig is, die een wat vir ons daardie belofte gemaak het, die een wat ons uitnooi om tye te hê in ons lewe waar ons asseblief moet rus, sodat ons heel en gesond kan bly. Mag ek en jy leer wat dit beteken om deur die nou hekkie te loop, die nou hekkie na die woud toe, waar die Here is, waar dit stil is, waar dit rustig is, en waar ons 'n juk op ons kan neem wat sag is en lig is. Hemelvader, baie dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat U saam met ons op pad is in hierdie lydenstyd wat ons nou vier. Maar Vader, dankie dat U ook vir ons tye gun van rus en van vrede. Dankie dat U ons ook na die woud toe uitnooi om net stil te word, Sabbat te ervaar. Maar Vader, dankie ook vir die nou hekkie, dat ons gereedskap kan neerlê. Vader, help ons en lei ons om bewus te wees van die feit dat ons waarde nie lê in dit wat hierdie wêreld vir ons sê ons waardevol maak nie, maar dat ons waarde gewaarborg is in U hart, omdat U vir ons lief is, omdat U ons Vader is, en omdat U ons verklaar het tot deel van U huisgesin. Vader, help ons en lei ons om elke dag 'n tydjie te neem om deur die nou hekkie te stap, om U daar te ontmoet in die stilte, en net rus by U te vind. Ons vra dit alles in die groot en heilige naam. Amen. Baie dankie dat jy tyd geneem het om saam met my te kuier vandag, en mag ek en jy leer wat dit beteken om deur die nou hekkie te stap, ons gereedskap neer te lê, die middele van ons arbeid neer te lê en die rus te vind wat die Here vir ons alleenlik kan gee, want sy juk, sê hy, is sag en sy las is lig. Mooi dag vir jou.